Goeienaand en welkom by Baardberaad. Ons gaan kuier vanaand op 'n heel nuwe plek. En omdat dit nou ons 150ste episode is, kan julle glo dis al so lank aan die gang. Het ons daarom vanaand 'n vername gas hier by ons. Jy weet, ek het nou gedink vir 150 kan ons nou nie meer met die gewone mense praat nie. Ons moet daarom nou die slimmer mense nader trek. Ons praat vanaand met jy weet die ouens in die doktersklas, die doktore. So ons hoop julle vra hom nie moeilike vrae. Ek gaan nie die moeilike vrae kan antwoord nie, maar ons hoop julle kuier lekker saam met ons vanaand. Goeienaand, Adi, of moet ek nou sê Dr. Adi. Jy weet ek het nie baie vername gaste nie in die 150ste program. Dink ek is die tweede dokter wat ek op het. Well, alright nee, dit is vir my ook 'n groot voorreg, weet jy Albin, ek het nou in 3 kontinente gebly. En ek het 'n doktersgraad by een van die wêreld se mees vooraanstaande universiteite gedoen. Maar ek dink vanaand piek ek. Jy weet om op Baardberaad te verskyn is een van my hoogtepunte. So ja, dit is vir my regtig 'n voorreg om hier te wees, hoor. Ja, is lekker om jou te hê op 'n stasie soos Boer Media, jy weet, en nou nie dan soos die SABC nie, jy weet, ek dink nie jy sou daar dalk heeltemal tuis gevoel het nie. Ons kyk dit lyk of Dok Arie so bietjie vasgehaak het. Ons kyk net of hy goed daar by hom bykom. Goeienaand Renier. Ek sien Renier gesels saam met ons. Ons kyk net gou hierso of alles reg is, as jy net so oomblik kan aanhou. Ek vra verskoning daarvoor. Dit lyk my dit is 'n duiwel daar aan Arie se kant. Kom ons kyk net gou of ons dit kan regstel. Ons vra groot verskoning daarvoor. Hierdie goed werk ons nou net sodat as 'n ou nou dink dit werk, dan werk dit nie. Ek gaan gou hierso net vir my boodskap stuur. Ek vra verskoning nou daarvoor. Ons gaan gou kyk en net vra, hy moet net gou weer. Dok Arie, wil jy nie net asseblief weer vir ons inskakel nie, dan laat ek jou weer toe hierdie kant. Baie dankie. Intussen sal ek maar 'n bietjie die gesprek hier aan die gang hou terwyl ons net wag en ek hier regte knoppietjies hierso net aan my kant druk. Sy daar het ons hom nou hopelik terug. Maar ja, Dok Adi, daar lyk hy my, daar sê jy nou terug is. Skus, dit lyk of die tegnologie ons 'n bietjie gepootjie het. Ek weet nie of ons die Wes-Transvaal se sein opgebruik het nie. Ja, dit kan wees, want alles hier by ons, al die hulpbronne is redelik beperk. So, die water is min, die krag is min en dit lyk my die internet is ook redelik min. So, ekskuus daarvoor, ek het nou na 'n ander vertrek toe geskuif en ek dink dit gaan ook 'n bietjie beter werk hier. Sy nee, baie dankie. Ek sien Johan daar uit Natal uitgesels saam met ons en Renier het ook gesels. Maar voor ons nou begin by die dik geleerde goed te praat, jy weet, jy moet maar stadig praat. Ek is net 'n brandweerman, maar dit is nou interessant. Jy sê jy het nou die wêreld vol gebly, maar jy's nou 'n klong uit die Vrystaat uit. En ek dink jy kan nou nie na 'n plek toe gaan met berge toe nie. Jy moet daarom na 'n ander plat plek toe gaan. Toe gaan jy nou Wes-Transvaal toe. Maar nou wat se draai het jy intussen geloop? Ja, hoor Albin, ek moet dan vir jou sê, gelukkig by jou praat ek van nature baie stadig, so ek is maklik om te volg. Ja, weet jy, ja, interessante reis wat ek en my vrou gehad het. Ek het op 'n plaas naby Bloemfontein groot geword. Nie baie ver van Johan se wêreld af nie, weet die plaas is tussen Bloemfontein en Petersburg. En ja, dit ek ook op die Universiteit van die Vrystaat studeer. Teologie, maar mense moet nie teen my hou nie. Ek was voorberei vir die liberalisme wat ek daar gaan leer, hoor. So
Ek het die professore daarom so nou en dan bietjie gas gegee. Maar so ek is nie besoedel nie. Maar ek het my BA-teologie daar gedoen en my honeursgraad in Latyn en my meestersgraad. Ek het 'n meestersgraad in filosofie daar gedoen. En toe is terwyl ek besig was met my meestersgraad, ek en my vrou getroud en ons is Suid-Korea toe. So ons het vir 'n jaar in Suid-Korea gebly waar ons Engels gegee het. En toe is ons terug na 'n jaar en 6 maande in Suid-Afrika. En toe is ons Nederland toe. So ons het toe vir 3 jaar in Nederland gebly. En ek het my doktorsgraad daar gedoen in Groningen. Dus as mense op die kaart gaan kyk, is ver in die noorde van Nederland, daar naby Friesland. En toe het ons tot 2016 daar gebly, my oudste kind. Ons dogter Anna is ook daar in Nederland gebore. En toe kyk ek bietjie terug in die familielyn. Sy is 2016 daar gebore. Dis die eerste persoon in ons familie wat in Holland gebore is sedert 1781. So in die nageslag. So dit was nogal eintlik 'n bietjie van 'n historiese oomblik. En toe is ons terug Suid-Afrika toe. Ons het vinnig gedraai in Rusland gemaak. Ons het so 3 maande in Rusland gebly. Ek weet nie wie ek kan onthou nie, albei. Hier by 2018 was daar 'n storie dat die Russe wil Suid-Afrikaanse boere lok om daar te gaan boer en so. Dit was kwaai in die media op daai stadium. Dit was voor die oorlog uitgebreek het. Ek wonder En ons was daar in Rusland. Ekskuus as ek jou nou so in die rede val. Ja, ek dink ons het nog al 'n program gedoen hier op Baardberaad oor die Russe, maar was dit al 2018? Was dit so lank terug? Ek kan nie dink dit so lank terug. Ja, dit was omtrent daai tyd. 2018 dalk 2019. Nee, maar dit was einde 2018 was ons in Rusland. Om bietjie te kyk na moontlikhede daar. Maar dit het ons genadiglik besluit dis nie vir ons nie. Want dit nou na dit natuurlik al die gemors met wel eerstens COVID en die lockdowns en toe die oorlog. Maar ek is ook bly, jy weet, ek het nie planne om iewers heen te gaan nie. Ek bly hier by my volk en my mense. Dit was lekker om 'n bietjie die wêreld deur te toer. Maar dit is lekker om weer terug te keer na jou wortels ook. Ja nee, jy's meer geseënd as ek. Die kere wat ek my voete in die buiteland gesit het, was elke keer jy weet hier in donker Afrika gewees, so ek kon maar net so wel by die huis gebly het, jy weet dit verskil nie veel daar as wat dit hier verskil. Dis by dieselfde as hier. Ja, die vlakke van verval verskil maar net, maar jy weet die res is maar dieselfde. Maar hoekom ek nou eintlik met jou gesels en jy sê nou jy het nou Latyns ook diep gebestudeer en dis eintlik hoekom ons program nou vanaand is. Jy weet daai Winnie Wiki kontra Renoster ding, jy weet daai die jy kontra Tyrannos. Ja, daai Renoster. Nou wat my opgewonde maak oor die boekie, ek moet nou eerlik wees, ek het hom begin lees, maar daarom in Brits, want Latyns en ek verwerk nie lekker saam nie, maar ek moet bieg, ek het hom nie klaar in Brits gelees nie, maar jy is besig of gaan jy die ding vertaal in Afrikaans? Hoe loop die planne daar? Ja, die plan is wel ek is besig om dit te vertaal in Afrikaans. So ek is gekontak deur Lig en Duisternis uitgewers. Wat jy weet nou verbonde is aan die AB Kerk. En dat die Vindicae is al 'n aantal keer in Engels vertaal. Ek dink daar's 3 Engelse vertalings en daar's Duitse vertalings en Franse vertalings. Maar dis die tipe geskrif wat jy eintlik in jou moedertaal moet lees. Gegee die onderwerp en die diepte waarop dit ingaan. En dit het hulle my gevra om uit die oorspronklike Latyn uit die eerste Afrikaanse vertaling te produseer. So, dis 'n groot projek. Jy sê, jy sukkel met die Latyn. Ek het honeursgraad in Latyn en ek sukkel
ook met die Latyn. Dit is nie altyd maklik nie. Maar ek doen my ding. Ek is so 3/4 deur die teks met die vertaling. Na dit sal nou nog 'n redigeerder wees. Ons hele proses om die vertaling pers gereed te kry. Maar ja, so ek maak daar 'n vordering en ek sê ek ver gevorder met die proses. Ja, ek wou nou juist gevra het of jy hom nou net uit die Brits uit oorvertaal of jy hom uit die oorspronklike Latyns oorvertaal, maar daar het jy nou sommer die vraag klaar geantwoord. Ja. Nee, ek werk met die oorspronklike Latyn, jy weet, ou moet maar. Ek meen, ek gebruik bestaande vertalings, die Britse vertaling en die Duitse vertaling as hulpmiddels. Maar ou wil maar met die oorspronklike teks werk. Anders maak jy dalk net dieselfde foute wat ander ouens maak. Jy weet, en die ander is Brit, die Anglo-Saksiese kultuur is ook 'n bietjie anders. Jy weet, en Vindicai is 'n hiergenote skrif. So ons Afrikaners boere lê eintlik nader aan daai konteks as wat byvoorbeeld die Amerikaners of die Britte doen. Jy weet, so jy verloor maar altyd iets met die vertaling, selfs die Afrikaans toe. Maar ou wil dit maar op die oorspronklike teks baseer. Ja. Nou as ek net vir ons kykers hier kan sê, ja, ek het nou vir Adi, ek spot nou met die gedokter, ou Adi is 'n boerseun soos die res van ons. Hy loop ook kaalvoet daar op Majuba rond soos die res van ons, en hy matig hom nou nie aan as hy 'n dokter is nie, so die dokter is nou eintlik 'n gespottery. Hy is 'n boerseun soos die res van ons. Hy is nou glad nie fyn gevoelig as jy nou vir hom sê Adi nie. En hom op sy naam noem nie, so is 'n lekker boerseun, maar hierdie ek het 'n ander pot gooi geluister waar hulle nou Vindicai, ek moet hierop kyk want hy's 'n tongknoper vir my. In Afrikaans is dit weerstand. Die verzet teen tiranne. Ja, verzet teen tiranne. Ja. Ek het nou nogal juis ek het een van jou potgooi hieroor geluister, maar daar raak julle so akademies oor die ding en maar ek dink die inligting hierom is vir my so belangrik. Ek dink dit moet by die volk uitkom, maar dit moet by ons gewone voetvolk uitkom. Dit help nie net ons bespreek hierdie ding in die akademiese gange en dit gaan nie gewone mense verby nie, want ek dink daar lê 'n groot klomp waarheid daarin opgesluit. Nou wil jy nie vir ons so in kort sê nie, jy sê nou ja, ek het nou hier 'n nota gemaak dat die ding sê daarom in Afrikaans sal hy sê weerstand teen tirannie of dan verzet teen tirannie, hoe jy dit dan nou wil vertaal. Ek weet nou nie, jy kan nou sê wat is die regte woord wat ou daar moet insit. Maar beskryf net vir ons so in kort net die buitelyne van die stuk werk. Ja, kyk, ou moet nou die historiese konteks verstaan. Dis in Frankryk geskryf kort na die hervorming. So die hervorming is nou deur Martin Luther begin 1517, begin by 16de eeu, en dan nou versprei dit oor die hele Europa, ook in Frankryk, en die Franse protestante word dan nou hugenote genoem. En dan in 1572 gebeur daar 'n verskriklike ding. Die Rooms-Katolieke owerhede in Frankryk vermoor op een aand duisende protestante. Dis nou Bartholomeusnag. Dis Bartholomeusnag, ja. So Vindicai is gepubliseer 6 jaar na Bartholomeusnag. Bartholomeusnag was 1572 en dan Vindicai is gepubliseer 1578. So dit is die konteks. Jy weet, jy sit met 'n situasie waar die regering jou letterlik vermoor vir jou belydenis van die Bybel as die woord van God. Dis die agtergrond, en dan die vraag wat Vindicai vra, die werk word opgedeel in 4 vrae. Maar die vraag wat Vindicai vra is dan nou is verzet teen owerhede geoorloof? Is dit reg om in opstand te kom teen die owerheid? As byvoorbeeld die owerheid jou wil doodmaak, maar nie net
as die owerheid jou lewe wil vat nie. As die owerheid jou vryheid om die Here te aanbid wegvat. As die owerheid jou kinders wegvat, as die owerheid jou eiendom wil onteien, en die Gees spreek al hierdie vrae aan. So wanneer is die verset of die weerstand geoorloof? Hoe moet dit lyk? Wie mag daaraan deelneem in terme van die Bybel? Want hoekom die vraag in die eerste plek opkom is natuurlik Romeine 13 sê onderwerp jou aan die owerheid. En in 1 Petrus ook 'n teks wat sê onderwerp jou aan die owerheid. So die uitgangspunt van Vindicaai en die uitgangspunt ook van ek dink elke gelowige is dat ons nie natuurlike rebelle is nie. Ons is nie daarop uit om anargie en chaos te veroorsaak nie. Ons wil gehoorsame burgers wees en die Here verwag ook van ons om 'n rustige en stil lewe te lei en nie oproerig te wees nie, maar die voorwaarde is dan dat die owerheid ook sy plig teenoor die Here nakom. Want Vindicaai se groot klem is dat beide die volk sowel as die owerheid staan uiteindelik verantwoordelik teenoor die Here. En Vindicaai werk vanuit die verbond. Nou dis 'n baie interessante ding. As ons dink aan die verbond, ek dink meeste mense dink aan die doop. As jy byvoorbeeld 'n kindjie doop, dan sê die dominee ons doop verbondskinders. Die kind word opgeneem in die verbond. So ons is baie bekend, die volk is baie bekend met die kerklike verbond. Maar die verbond strek baie as dit behels ook die samelewing. Dit behels ook dit omvat ook volkswees en omvat owerhede. Vindicaai sê dat die owerheid, het praat nou van die koning. In hulle konteks was dit 'n monargie, maar die koning, die volk en God sluit 'n burgerlike verbond. Die koning moet regeer in die belang van die volk en volgens die wil van God. Die volk moet die owerheid gehoorsaam in soverre die owerheid nie optree in stryd met die wil van God. Hierdie is baie belangrik. Ek wou nou net gesê het, Adi, as jy die klem kan daarop lê, want dit is baie keer as mens kyk na Romeine 13 en as mens met ouens praat oor verset, is dit die eerste ding. Jy weet, baie ouens is blindelings onderdanig aan die owerheid, en wat vir my hartseer was, is ons het dit half met die geelgriep gesien. Toe die geelgriep sê, jy mag gaan suip en jy mag in die casinos lê met jou dronkgat, maar jy mag nie in die kerk wees nie. En toe het ons almal dit gelate aanvaar. Niemand het in verset gekom omdat ons nie mag gaan bid nie. Ek weet 'n paar gemeentes het begin hier jy weet veral die plaasgemeentes het begin in skure aanbid en goed, maar ons het nie in opstand gekom nie. En selfs toe die kerk oopgegaan het, toe was daar 'n klomp mense wat nog te bang is vir die owerheid om kerk toe te gaan toe hulle nie moes of toe hulle al mag. Dink jy nie Vindicaai wys 'n bietjie 'n vinger na ons daar ook nie? Absoluut. En weet jy, Vindicaai sê eintlik dat die Vindicaai se verdeling is die owerheid is deur God daar gestel. Lyk my ons het vir Adi weer 'n bietjie daar verloor. Kom ons gou kyk. Of ons hom kan Ekskuus gou Adi. Ekskuus Adi, ek moet jou onderbreek. Jy het vir so 'n oomblik het jy weggeraak. Waar ons jou verloor het is jy het gesê die owerheid is deur God daar gestel en toe het ons jou verloor. Ja, so dis 'n instelling. So die bestaan van die owerheid word begrond in die wil van God. En die doel van die owerheid, sê Vindicaai, is om die volk te dien. En wat baie interessant is dat Vindicaai sê dat owerhede sou nooit
tot stand gekom het sonder volke wat daardie owerhede in die eerste plek daar gestel het om hulle te beskerm. Dis is so dan dink, die owerheid wat onder ons vandag staan, wat doen hy om ons te beskerm? Absoluut niks. Jy weet so, hierdie owerheid is heeltyd daarop uit om ons te kry, jy weet, en ons regte te vertrap en ons volkswees te vertrap. En Mindiki sê dat 'n owerheid het glad nie die reg om dit te doen nie. En dan gaan hy so ver. En hier is 'n baie gewaagde ding, maar dit is letterlik wat ons hier genote voorouders geglo het, is dat as 'n owerheid jou regte vertrap, jou godsdiens vertrap, jou eiendom wil vat en jou kinders wil grootmaak en indoktrineer in 'n marxistiese ideologie soos in ons konteks of 'n rooms-katolieke ideologie soos in die Franse konteks toe Mindiki geskryf is, dan sê Mindiki het 'n volk die reg om die juk van daardie owerheid af te gooi. En onsself vry te maak daarvan. En nou hoe dit gebeur is nou natuurlik 'n ander vraag. Kyk, Mindiki sê individue moenie net in opstand kom nie. Jy weet, ek en jy moenie net begin rondhardloop en jy weet, geboue begin afbrand en sulke tipe dinge nie. Dit moet 'n gestruktureerde volksbeset wees onder leiding van volksowerhede. Mindiki praat van mindere magistrate. Nou, mindere magistrate klink nou so baie vreemde konsep, maar dit beteken in wese plaaslike owerhede of laer owerhede van 'n laer rang as die president of die ministers. Kom ek net om hierdie voorbeeld te noem. Ja. Ekskuus Adi, ek kan jou so nou en dan onderbreek. Ek wil ook maar net die vraag vra sodat ons dit kan makliker verstaan. Nou is 'n volksowerheid noodwendig iets wat dan nou in ons konteks aan 'n munisipaliteit gekoppel is, of kan dit ook 'n volksorganisasie wees? Weet ons is nou 'n veelheid van volkere hier in Afrika. So 'n munisipale owerheid gaan nie noodwendig ons saak op die hart dra nie. Kan verzet ontstaan uit 'n volksbeweging, 'n volksorganisasie ook, sou dit ook geregverdig wees? Ja, dit kan, maar dit is Mindiki spreek dit ook aan. Maar as 'n tipe van 'n ek wou sê 'n alternatief as die ander alternatiewe uitgebid is. So wat Mindiki is uitgangspunt, onthou nou, hulle het gewerk met 'n homogene samelewing. So jy het dorpe en stede en provinsies gehad met volke of volksdele wat daarin gewoon het, en die owerhede daar is gewoonlik familie van jou. Jy weet, die burgemeester van jou dorpie was gewoonlik op een of ander manier jou familie, en die premier van die provinsie was verlangs familie. So jy het hierdie clans gehad. So dit is die konteks waarin hulle skryf. Ons konteks is baie anders, omdat ons 'n baie klein minderheid hier is. So ons plaaslike owerhede het gewoonlik niks met ons gemeen nie. Behalwe natuurlik om ons te vervreem van belastinggeld nie. Ja, presies. So ons konteks is baie anders. En kom ek sê, wat Mindiki wel aanspreek is die idee dat kerklike owerhede, en daarmee bedoel hy eintlik ouderlinge, spesifiek dat ouderlinge die rol van mindere magistrate kan inneem indien nodig. En ons het ook voorbeelde in die geskiedenis waar in die hervorming waar dit gebeur het, waar gemeentes begin ook in die openbare domein weerstand bied teen owerheidstirannie. So dit is 'n baie belangrike alternatief wat Mindiki aanspreek. Mindiki praat nie soseer oor
iets soos 'n burgerregte organisasie nie. Dit was nie regtig soos nie werklik bestaan nie 16 Junie, maar ek dink die beginsel kan ook konsekwent toegepas word dat dat 'n volk byvoorbeeld 'n afvaardiging kan stuur na die Withuis toe of wat ook al. Ek dink ek weet nie of jy onthou die Paul Kruger het die Boer-Afrikaner Volksraad op die been gebring so 'n paar jaar terug. Daai hele beweging van hom was begrond in hierdie idee om 'n volksowerheid daar te kry om verzet en weerstand te bied teen tirannie met dan die doel om uiteindelik te werk na volledige vryheid en selfbeskikking. Jy weet, dit is eintlik vir my hartseer dat die Boer-Afrikaner Volksraad doodgeloop het, want daar's baie werk daarin gesit. Miskien kan ons dit enig weer in die lewe kry, maar die hele rasionaal agter die Boer-Afrikaner Volksraad was presies hierdie idee dat jy owerhede het, volksowerhede, wat die saak van die volk teen tiranne stel. Ja, dis vir my jy weet, dis vir my 'n fascinerende onderwerp, die hele onderwerp oor verzet en die eerste twee vrae gaan basies oor jy as persoon en wat jy moet doen en nie mag doen nie. Die eerste vraag wil jy hom nie vir ons verwoord nie, laat ons 'n bietjie kan herkou aan hom. Oor die eerste vraag van Mendikie. Ja. Want weet jy, nou moet laat ek net gou hier op my notas kyk. Nee, ekskuus, dit was nou ek dog nou ek kan vir jou maak ja, soos sê ek weet die eerste twee gaan meer oor die persoon. Ja. Jy weet wanneer ons moet onderdanig wees en wanneer ons in opstand moet kom. Jy weet, ja, dit is basies nee, ek het nou nie die spesifieke vraag hier voor my nie. Ek weet dis waaroor die eerste twee gaan. Okay, so die eerste ek het dit daarom nou hier voor my. Die eerste van die 4 vrae handel oor eerstens die pligte van onderdane teenoor owerhede. So weer eens, dis daardie uitgangspunt. Wat is ons de facto houding teenoor 'n owerheid? En dit is onderdanigheid. In die eerste plek, ons is nie rebelle nie. So, wanneer jy begin beklemtoon hy die idee dat jy die verantwoordelikheid voor God om onderdanig te wees aan die owerheid as 'n goddelike instelling. En maar dan sê hy die owerheid aan die ander kant het ook hierdie selfde verantwoordelikheid voor God om jou as burger ten diens te dien eintlik en die fik in jou belange op jou hart te dra. So dit gaan oor die pligte van onderdane teenoor heersers, soos Wendikie dit noem, en dan die verantwoordelikhede wat heersers het teenoor onderdane, daardie beginsel. Ek dink dan die tweede een. Ja nee, voor ons nou aangaan na die voor ons nou aangaan na die tweede een. Ekskuus, ek het nou eers nog 'n vraag. Jy weet ek is nou nie 'n dokter in teologie nie. Ek is net 'n gewone Christen. Maar jy weet as 'n ou kyk na as jy jou Bybel lees, dan sien 'n ou baie, jy weet en dit is iets wat my geprikkel het, hierdie onderdanigheid aan 'n owerheid of aan 'n koning. Ons sien tog baie in die Bybel as ons die Ou Testament lees dat as Israel 'n slegte koning gehad het, dan is die volk baie keer ook gestraf. Dis nie net die koning wat gestraf is nie, maar die volk is ook gestraf, want die volk is dit dan om by die volk verduidelik Wendikie dan nou maar dat dit is omdat die volk nie sy plig gedoen het om in opstand te kom teen 'n slegte koning nie. Hoe werk daai konteks? Ja, Wendikie sê dit eintlik in soveel woorde alwen weet jy en dis vir ons 'n baie vreemde idee. Want Wendikie sê eintlik dat 'n volk is verantwoordelik vir die tirannie wat hulle beleef.
omdat hulle nie die owerheid verantwoordelik hou daarvoor nie. So dis eintlik dit klink eintlik rof want jy voel altyd ons het nie die mag om die owerheid af te sit nie. Maar vanuit die verbond werk Vindicai so dat die Here gee vir volke bepaalde owerhede as 'n seën of as 'n straf vir verbondsgehoorsaamheid en verbondsafvalligheid. En ek dink ook ons moet met mekaar eerlik wees. Ek dink in ons volk se geval is dit baie keer so dat, of in 'n groot mate is dit wel so, dat die owerheid wat ons tans het, is 'n tigtiging vir afvalligheid. Jy weet, vir 'n volk wat ons verbondsverantwoordelikheid vir die Here nie nakom nie. En ek dink deel van die rede hoekom ons nie die vermoë het om ons vryheid terug te wen nie, is omdat die volk nog nie by die Here is nie. Ek dink ons het baie mooi beloftes in die skrif dat as 'n volk verootmoedig en by die Here kom, dat hy die uitkoms voorsien. Maar ja, Vindicai sê dit letterlik in soveel woorde dat as die volk die owerheid toelaat om tirannies op te tree, dan is die volk eintlik in wese medepligtig aan daardie tirannie. So ja, dit klink, soos ek sê, dit klink erg. Maar vanuit die verbond moet hy onthou dat die Here werk so met volke. Hy werk verbondsmatig met volke en hy sien hoe die Here jou as 'n volk seën as jy gehoorsaam is teenoor hom. En hy sien hoe die Here volke tigtig as hulle ongehoorsaam is. Ek het nou 'n interessante vraag as ons dit nou, soos ek sê, nader aan die huis kan hou. As hierdie oorheersing oor ons nou 'n tigtiging is, dink jy ons oor het oopgegaan of dink jy ons is soos daai stout kind, want dit lyk vir my asof ons meer afvallig word. As ek kyk ons kerke, ons kerke word beslis nie voller nie. Hulle word leer al kerke wat voller word, ek kan nie sê al kerke wat voller word nie, maar baie van die kerke wat vol word se leer is vir my 'n bietjie bedenklik. Jy weet, die kort vraag is, dink jy ons oor gaan oop? Ek moet so weer sê, albei, ek dink nie so nie, met tyd daar maak dit my nogal moedeloos. Nou moet ek ook sê, moenie heeltemal veralgemeen nie. Daar is hier en daar vir my ook tekens van nie net 'n nasionale herlewing nie, maar saam met die nasionale herlewing ook 'n godsdienstige herlewing. Maar dis maar din gesaai. As ek kyk byvoorbeeld na die morele verval onder ons volk, dan is dit baie erg. En dit lyk asof dit al hoe erger word as 'n reël. So ja, blykbaar wil ons nie hoor nie. Maar jy weet, die Here werk ook op verskillende maniere. Hy werk soms met 'n oorblyfsel. En situasies kan baie vinnig draai. Jy weet, jy nou genoem in die Ou Testament, sien ons waar die koning gehoorsaam was die volk ook gehoorsaam, en waar die koning ongehoorsaam was die volk ongehoorsaam. So baie keer vat dit net 'n bepaalde leier of 'n leierskorps wat hulle verootmoedig vir die Here en werklik die in afhanklikheid van die Here loop, en dan volg die massas hulle. Jy weet, so dinge kan baie vinnig verander. Maar ek moet weer sê, op hierdie stadium is ons situasie 'n bietjie demoraliserend, om die minste te sê, ja. Nou kan ons aangaan. En die tweede vraag wat Vindicai vra, ons kan nou so 'n bietjie aanloop. Ek wou net 'n bietjie daai goed met jou bespreek het. Nee, is belangrik. Dis belangrik en ek is baie dankbaar vir die geleentheid om dit te sê. Nou, die tweede vraag vra dan, is dit geoorloof in beginsel om weerstand te bied teen owerhede wat God se wet minag en sy kerk probeer vernietig, sy ware kerk probeer vernietig?
En die antwoord is dan uiteraard ja. So hierdie is ook 'n baie belangrike ding waar Vindicat verder gaan as wat ons eintlik oor die algemeen doen. Ons baie keer sal ons sê ja, jy moet die owerheid gehoorsaam. Behalwe as die owerheid jou dwing om iets te doen wat teen die Bybel is. Nee, 'n goeie voorbeeld is 'n paar jaar gelede, ek wil nou nie te veel sê hier op regsdeks uitsending nie, maar 'n paar jaar gelede is dit byvoorbeeld onwettig gemaak om jou kinders pakslaag te gee. En jy weet wat moet nou doen? Die Bybel sê dit is tog duidelik daaroor. Jy weet, so dis 'n duidelike voorbeeld waar die owerheid iets verbied wat die Here beveel. Maar Vindicat gaan nog verder as dit. Vindicat sê dat as die owerheid God se wet minag, selfs al dwing dit jou nie om iets te doen nie. As die owerheid God se wet minag, dan het jy ook nie net die reg nie, maar die plig om jou te verset. Nou, 'n goeie voorbeeld is die owerheid dwing ons nie om ons kinders te aborteer nie. Maar die owerheid fasiliteer en befonds tog aborsies, ook met belastinggeld. En sedert aborsie gewettig is in Suid-Afrika in 1997, is daar nou iets soos 1,5 miljoen of 2 miljoen babas geaborteer. So daar het jy 'n voorbeeld waar die owerheid jou nie noodwendig dwing om iets te doen nie, maar die owerheid minag God se wet. En Vindicat beskou dit as genoegsame rede om in verzet te gaan. En weer eens, met verzet bedoel, Vindicat nie noodwendig hardloop rond die straat met gewere nie, maar daardie beginsel van om jou te probeer vrymaak van hierdie tirannie is vir Vindicat selfs in sulke gevalle geoorloof. So dis waaroor die tweede vraag gaan. Vir wanneer is verzet geoorloof? Ek sien hier so, ons het 'n vraag hier wat sê, as ons mag opstaan teen 'n owerheid wat teen God se wil optree, wat behels God se wil in hierdie konteks? Waarheid is tog baie belangrik. Regverdig dit verset tussen waar en minder waar. Ek verstaan nie lekker wat hy bedoel met sy laaste. Okay, ja, die einde is ook, maar ek verstaan die beginsel so, wat is God se wil? Wat is God se wil vir die owerheid? En wanneer tree die owerheid teen God se wil op? Nou die owerheid is filosofe, ook Christelike filosofe, verskil baie hieroor, maar die beginsel is wel dat die owerheid, omdat die owerheid ook bestaan uit mense. Die owerheid is nie abstraksie nie, die owerheid is mense wat die ampte beklee. Hulle is net so gebind aan God se wet, soos ek en jy. Anderswoorde, aan God se gebooie. So die owerheid het die verantwoordelikheid voor God om sy gebooie te onderhou. Net soos ek en jy nie mag steel nie, kan die owerheid ook nie steel nie. Die owerheid kan nie grond onteien nie. Jy weet, net soos ek en jy nie mag moor nie, mag die intelligensiediens ook nie iemand uithaal nie. Jy weet, die owerheid is aan dieselfde wet gebind as ons. En so wanneer die owerheid daardie wet van die Here oortree, dan tree dit teen God se wil op. En dan sê Vindicat het ons nie net die reg nie, maar die plig. Dis baie belangrik om dit te besef, die plig om in verzet te kom. Nou dit is nou die volgende vraag wat ek nou wil vra. Ek het eintlik nou 'n ander vraag en toe ek hier myself hier in die rede geval in my kop en toe ek nou daai vraag sal ek seker nou aan dink. Maar daar's tog 'n groot manier ook hoe ons dit moet doen. Die vraag en baie wat nou, jy weet, ek is seker die akker is nou seker goed voorberei vir ouens wat verzet wil pleeg, maar daar's tog 'n manier hoe ons verzet moet pleeg. Ons kan nie net, soos jy nou gesê het, ons kan nie net sommer
Jy weet ons is nou kwaad vir die regering. Nou brand ons iemand anders se huis af nie. Jy weet dit daai werk nie lekker nie. Hoe moet ons in verset kom? Wat moet ons van ons kant af doen teen die owerheid? Hoe moet ons optrede teen die owerheid wees? Jy weet in 120 jaar terug toe die Britte die Oranje Vrystaat nie ZR ingeval het, is die antwoord eintlik baie eenvoudig en baie voor die hand liggend, maar dit was ook 'n vorm van tirannie. 'n Vreemde owerheid wat jou land binneval en wil kom oorneem. Maar nou het jy staatspresident Paul Kruger, jy het MD Steyn in die Vrystaat, jy het 'n volksraad. Ons neem die besluit en die volk maak oorlog. En so dit was eintlik 'n baie eenvoudige situasie. Vandag is dit baie meer kompleks. En ek wil nie verlammend klink nie. Ons moet ook nie dink dat daar geen plek is vir fisiese verzet nie. Jy weet, ek dink daar's 'n plek in 'n tyd ook om jouself fisies te laat geld. Maar op hierdie stadium is die aangewese kanale wat 'n ou moet gebruik is deur volksliggame, burgerlike organisasies. Jy weet, die weerstand teen die Bella-wet, byvoorbeeld wat nou baie wyd verspreid was verlede jaar. Dis 'n uitstekende voorbeeld van wat verzet behoort te wees. En ek dink dis baie goed gedoen ook. Ek dink die verzet teen die Bella-wet was indrukwekkend, moet ek sê, veral na die teleurstelling wat COVID, die gebruik van verzet tydens COVID. So, in die eerste plek burgerlike organisasies, howe, mindere magistrate, volksverteenwoordigers, volksliggame, briewe skryf, vergaderings. Dit is alles deel van verzet en dit is alles die primêre weë wat ons as vredemakers moet gebruik. Kan ek nou hierso, jy weet ek is nou ek sien vandag weer kyk weer 'n videoetjie van Johan wat op my posboks opeindig en hy verduidelik toe nou juis van die ouens hoe verder noord hulle kom, hoe meer Harrekwas is hulle. Nou vat dit nou hier van die Harrekwas noorde af. Is die dink jy ek is te gematig omdat ek van die Vrystaat op kom? Jy's darm al in die Wes-Transvaal, so jy word beter. My vraag is nou met die verzet teen Bella. Het ons ver genoeg gegaan? As ek nou sê ver genoeg gegaan, is dit genoeg om eendag met oranje hempies te loop en 'n punt te maak en daarna klaar om braaivleisvure, of sou 'n beter vorm van verzet nie gewees het om te sê, maar as julle hierdie snert vir ons kinders in die staatskole gaan leer, onttrek ons kinders van die staatskole en jy het 'n massa uittog uit die staatskole, sal dit nie meer impak hê nie, want dit voel vir my half ons wil kla aan die een kant, maar aan die ander kant maak ons maar nog die kind vas om hom te offer op die altaar sonder dat ons weet van die bok wat in die bos staan. En ons is maar bereid om die kind op die altaar te offer. Of is dink jy ek vat dit nou 'n bietjie wyd? Nee, glad teendeel. Dis presies wat moes gebeur. Ek verstaan ek verstaan nie hoe mense nog hulle kinders in staatskole het nie. Eintlik verstaan ek dit nie, maar ek probeer verstaan. En ek is baie dankbaar vir die verzet teen Bella. Maar die owerheid hulle nou nie daaraan steur nie. En die owerheid die ooreenkoms wat hulle met Dirk Herman hulle gehad het verbreek het. Toe was die volgende stap. Toe was die verzet en na 'n nuwe vlak toe geneem word. En toe moes ons eintlik 'n massa uittog uit die staatskole uitgesien het.
En dit is baie jammer dat ons nie het nie en die feit dat ons dit nie gesien het nie is deel van die rede waarom ek dink hierdie volk is nog baie ver van die Here af. En ek wil nie almal verdoem wat hulle kinders in staatskole het nie, maar die punt is, as jy jou so verset teen Bella, en jy sê hoor hierdie is soos die Engelsman sê, the hill to die on. Jy weet, ons tot hier toe en nie verder nie. En Bella gaan dan hier, en jy doen niks nie, dan gee jy die stryd oor. Dan jy weet, dan jy eintlik die hele verzetstryd verloor. So dit was inderdaad, soos jy sê, baie teleurstellend aan die einde. Ek dink daar is natuurlijk 'n paar ouens wat hulle kinders uit staatskool uitgehaal het hier in Lichtenburg. Het ons by die CBO skool so 4 of 5 gevalle gehad, waar mense kom inskryf en spesifiek vir ons sê, die Bella-wet is die rede. Maar ja, jy's reg. Verset dit ook. Daar is 'n tyd vir alles, nee. Prediker sê ons 'n tyd vir alles. So jy het daar was 'n tyd om in oranje hemde na Freedom Park toe te stap en dit was goed. Maar toe daai tyd nou verby is en toe die owerheid hulle nie daaraan steur nie. Toe was dit nou tyd om die volgende stap te neem. Daar het wel iets goeds daar uitgekom. In die sin dat die feit dat soveel organisasies en volksverteenwoordigers nou Amerika toe gaan. En dan sê jy weer dan Cyril Ramaphosa die vermeerderheid en sê maar jy weet ons moet ons probleme hier oplos. En dan het ons die voorbeeld van Bella waar ons probeer het om dit te doen. En hulle het hulle eenvoudig nie aangesteer nie. So die regering het nou absoluut geen voet om op te staan. In terme van die idee dat ons probleme plaaslik moet oplos nie. Nou Nie dat logika in Afrika saak maak nie, maar so, ja, vir wat dit werd is. So nou gepraat, dink jy nie die regering, die ANC het nou altyd half hierdie morele hoëgrond gehad, want hulle kon altyd apartheid blameer en hulle kon altyd die wit ou blameer en hulle was nou so verdruk. En dit het vir baie jare het dit nou goed gewerk. Ons hier natuurlik het die waarheid geken, ons wat hier in Afrika van Afrika is. Het die waarheid geken, maar die res van die wêreld het dit vir soetkoek opgevreet en nou skielik lyk my het hulle daai krediete opgebruik. Nou dat die winde begin draai in die wêreld, ek sien op hierdie stadium draai nog net in hoofsaaklik in Amerika. Ek sien sien Europa is nog taai, maar Europa kry nog sy opvlammings hier en daar van nasionalisme wat begin deurkom. So dink jy daai ouens se krediete is nou opgebruik? Dink jy daai ouens kom nou agter? Hulle is vir te lank 'n rad voor die oë gedraai. Ek dink ja, die ANC het definitief die morele hoëgrond verloor. Die ANC se reputasie internasionaal is permanent geskend. Dit sal nooit weer wees soos wat dit was met die Mandela euforie en die reënboogdroom en al daai sterk nie. Daai euforie wat die internasionale gemeenskap aanbetref is vergoed verby. En dit gaan nie terugkom nie. En dis wonderlik. Dis wonderlik vir ons. Die vraag is wel vir my is kan ons die momentum wat ons nou het, kan ons dit gebruik? Kan ons dit produktief gebruik om ons saak en die saak van Boer-Afrikaner vryheid te stel en te dryf? Ek wonder altyd, ek wonder altyd of ons die geleenthede goed genoeg benut. Ek wonder dis goed waar ek regtig wonder is tot hoe mate moet ons die vryheidsstryd na 'n nuwe vlak toe neem. Maar so dis wel goed waar ons sal gesels in die komende maande. Maar die feit van die saak is ons het werklik baie vordering gemaak oor die afgelope 2 maande in terme daarvan om die narratief te verander. Jy weet daai hele narratief van jy weet die wit man in Afrika
is nog altyd die onderdrukker en die rede vir ongelykheid is diskriminasie en rasisme en Elon Musk veral op Twitter. Ek beskou Elon Musk as 'n liberale humanis, maar hy het uitstekende werk gedoen om daardie hele narratief te verander en ek dink dis onherroepelik verander. Ek dink nie ons gaan weer terugkeer na daai, soos ek sê, daai vooroor Mandela en hierdie sien nie. Ek dink dit is vir goed verby en ek dink dit is fantasties. Maar as jy van daai ou praat, Adi, dan noem ons hom jou baardbraad die groot terroris. Jy weet ons ja, nee, dit is nie, ek het 'n vriend in Nederland wie hy die storie vertel. Het was 'n bietjie voor ek daar gebly het. Maar hulle het 'n Mandela standbeeld in Den Haag in Nederland onthul, maar nou die dinge jy weet, hoe sê so 'n mantel om hom. Dit is nou skelm, ek weet nie hy kry dit 'n bordjie om sy nek gehang. Terroris. En toe hulle daai ding onthul, dis die Mandela daar met die terroriste bordjie om sy nek in Nederland. Ek onthou. So dit was nogal mooi om te sien. Ja, nee, ek onthou dit regtig. Ek wil net gou weer terugkom na 'n vraag wat ons gevra het en ek dink dis nogal interessant. Ek dink die wortels van Windikia, hy lê dalk daar. Hy sê wat hy bedoel het, dis nou Ian Vloks. Hy sê wat hy bedoel het met sy vraag is nou is verset geregverdig as 'n volk teen 'n heerser verset pleeg op grond van denominasieverskille. Byvoorbeeld gereformeerde volk versus 'n charismatiese leier. Sy waarheid is seker deel van God se wil. Ja, daar's nou 'n moeilike vraag vir die dokter. Dit is 'n moeilike vraag. Kom ek sê vir jou, dis definitief geoorloof as jy 'n gereformeerde is en die Rooms-Katolieke owerhede wil jy vermoor. Nou, kyk, dit hou nou af natuurlik, nee. In Europa het hulle godsdienstoorloë gehad in die tyd. Tussen die Katolieke en die Protestante. En een van die maniere hoe hulle die verskille bereken het, is dat hulle gesê het elke prinsdom of elke klein provinsie of elke dorpie kan sy eie godsdiens kies. So jy het byvoorbeeld in Duitsland het jy 'n hertogdom gehad wat Rooms-Katolieke is en dan 'n hertogdom wat Protestant is. Op 'n dorpie wat Rooms-Katoliek is en 'n dorpie wat Protestant is. 'n interessante voorbeeld is in Edinburgh in die Vrystaat. Toe die gereformeerde kerk afstig by die NG Kerk, toe trek hulle 15 kilometer weg en toe gaan stig hulle Reddersburg. So Reddersburg was, as jy in die Vrystaat ry, en die hoofstraat van elke dorpie is 'n NG Kerk. Want Reddersburg is in die middel van die dorp is die gereformeerde kerk. Want die dobbers het die dorpie gestig, toe hulle ook nou afskei van die NG Kerk of se skuile so hulle dorpie ook op. Jy weet, so daar's verskillende moontlikhede. Verset of weerstand beteken nie altyd geweld nie. Dit kan eintlik 'n baie vreedsame proses wees. En ideaal gesproke is dit 'n baie vreedsame proses. Maar ook in terme van ons volk, ek dink ons kry dit ook redelik reg om met verskillende denominasies en kerkverbande in vrede te leef. Ek self is natuurlik, dis 'n gesprek vir 'n ander dag, maar ek sou graag wou sien dat daar 'n gereformeerde volkskerk is, waaraan die aard van ons volk behoort. Maar dit beteken ook nie dat elke lid van die volk moet noodwendig in dieselfde denominasie wees om deel van die volk te wees nie. Kom ek vra nou 'n vraag met verset, as ons dit nou meer kan, kom ons noem dit nou maar moderniseer, 'n bietjie nader bring na ons tyd toe. Dink jy deel van verset sal ook wees 'n propagandaoorlog, maar as ek nou sê 'n propagandaoorlog, dan bedoel ek nou nie om leuns te versprei nie. Dit is soos basies wat nou maar die laaste tyd gebeur. 'n Ou maak net aan die wêreld wys wat hierdie ouens, ek meen hulle
raak so baie Ja, snerp ja. kwyt hier so by ons. So dis maklik om hulle eie woorde te gebruik en hulle eie videogrepe sonder om goed te dokter, sonder om te lieg, om dit net bekend te maak in die wêreld, net om vir hulle te wys, kyk hier, so lyk die ouens voor die spieël. Dink jy dit is ook 'n positiewe manier van verset in ons dag en ons tydvak? Ja, en ek dink dis in ons era nog belangriker as ooit tevore, omdat media speel so groot rol in die ou dae. Jy weet toe een van die redes waarom Martin Luther soveel sukses gehad het met die protestantse hervorming was op daai stadium met die drukpers ontwikkel. En dit het hom toegelaat om sy idees baie wyd te propageer. Jy weet, voor dit moes jy alles met die hand skryf. Jy weet, as jy 'n boek skryf en jy kan net 'n kopie maak nie, hy moet met die hand oorgeskryf word. So in Luther se tyd ontwikkel hy die drukpers en hy het dit baie goed benut vir propaganda, goeie propaganda. Propaganda is nie noodwendig negatief nie en ek dink dit was een van die redes waarom die hervorming in Luther se tyd so groot sukses was. Want Luther was natuurlik nie die eerste ou wat in opstand gekom het in die Rooms-Katolieke Kerk nie. Daar was heel wat ouens voor hom, maar hulle het nie daai sukses gehad nie. En ek dink in die voorsienigheid van die Here is die drukpers in daai tyd juis gebruik vir die propagandaoorlog. In ons eie tyd sit ons met die wondere van sosiale media, van 'n YouTube uitsending soos hierdie, jy weet, op 'n donderdag aand 8:00, 20 jaar terug, het jy, as jy iets wil kyk, dan kyk jy SABC net. Jy weet, nou kyk ons mense na ons. Jy weet, ons kan ons stem laat hoor. Ons kan onsself laat geld. Ek dink regtig dis 'n weg wat die Here vir ons oopgemaak het. En ek dink dit gaan 'n baie belangrike rol speel in ons volks vryheidsstryd oor die algemeen. Ja, en ek dink jy raak nou 'n waarpunt aan die hoofstroom media het ons ook doodgeswyg. Jy weet, daar was baie bekwame ouens wat uit die volk uitgekom het, maar as jy in hoofstroom media aangekom het, was jy so beperk in wat jy mag gesê het of hoe jy dit mag gesê het. Ouens op baie plekke net doodgeswyg. Hulle het nie noodwendig iets slegs van jou gesê nie, maar hulle het net niks gesê nie en jy kon nie die woord uitkry nie. En ek dink sosiale media daai deur 'n bietjie oopgemaak en mens sien veral in Amerika, vandat ons praat nou van nou Elton daar in Amerika, wat vandat hy daai voeltjie ding gekoop het, daai Twitter ding. Jy weet, kan die hoofstroom media nie meer lieg nie. Want daar's ander maniere waar die waarheid uitkom, want hulle wat op 'n stadium met hulle die ander sosiale media ook so bevark dat almal saam gelieg het, maar dit wys as jy net een groot ou het wat die weet wat die goene het om op te staan, dan verander dit die hele wêreld. Mense sien nou baie van die hoofstroom media selfs wat begin bietjie begin terugkrabbel en 'n bietjie begin anders praat as wat hulle byvoorbeeld 6 maande terug nog gedoen het. Absoluut. Ek dink X op Twitter, soos wat dit was wat Elon Musk oorgekoop het ook 'n massiewe rol gespeel om die hele narratief oor Suid-Afrika te verander. Jy weet, nou ja, dit Cyril Ramaphosa iets gesê op Twitter en Elon Musk retweet hom toe en hy sê ja, maar julle het rassistiese wetgewing teen blankes. En toe kyk op 'n stadium, toe 23 miljoen mense het daai tweet gesien op Twitter. So Elon Musk sê dit en 23 miljoen mense sien dit. Jy verander om publieke of openbare opinie te zwaai. Ons nog nooit so maklik wat dit nou is nie. Jy weet, in die ou dae, weet jy het ons gesukkel om die boodskap uit te kry en jy's altyd alleen en mense, die media maak jou as verkramp af en jy weet, jy's geïsoleer en so nou het die speelveld heeltemal verander. Jy weet, selfs die films wat ouens met AI kan maak. Ek kyk nou die dag, jy weet, nou maak hy 'n kort film oor die dit was oor die slag van Wene, toe die moslems Europa binneval en
Dan maak hy 'n kort film oor hoe die Christene nou Europa verdedig het. Maar nou kyk jy daai slag en dis goed. Dis kwaliteit, dit trek jou in en hy doen dit heeltemal met AI. Een nou op sy rekenaar by die huis. Jy weet 20 jaar terug het hulle 'n hele Hollywood studio met 4 editors gehad wat almal massiewe salarisse kry om so iets te doen. En nou doen hy dit op sy PC by die huis. So daai propaganda oorlog het heeltemal verander. Ek dink ook in terme van om films te maak en stories te vertel. Jy weet kinderstories. Dis eintlik iets wat ek graag sou wil begin. En dan kyk om te doen of iemand vra om te doen is maak cartoons, kinderstories wat ons wêreldbeskouing uitdra. Jy weet dit is eintlik baie moontlik en baie maklik en ou nie eers so groot begroting nodig om dit te doen nie. So al hierdie dinge is moontlikhede wat ek oortuig is uit die hand van die Here kom. Dis nou interessant, jy praat nou van AI en ek probeer gewoonlik Afrikaans besig, maar as mens praat van KI, dan klink dit is iets wat ons aan beeste en skape doen. Dit klink nie vir my reg nie. Hoorie, Adi, ek sien ons is nou al 'n bietjie oor ons tyd, maar ek wil tog by 'n laaste vraag hier uitkom wat gevra word, voor ons nou groet. Johan van der Sand vra, sou jy sê 'n boer is kalvinisties van aard? Ja, die korte antwoord is ja. Die lange antwoord is meer genuanceerd. Maar kyk, daar's 3 volke. Eintlik net 2 volke wat werklik uit die hervorming uitgebore is. En die een is die Scots-Irish of die Ulster volk in Noord-Ierland. Hulle noem dit Scots-Irish of hulle noem daai streek Ulster. Hulle is werklik uit die hervorming uitgebore. Dis 'n bietjie van 'n mengelmoes tussen Skotte en Ire. En die Afrikaner, die Boer-Afrikaner, is die tweede volk wat werklik uit die hervorming uitgebore is en wat eintlik nie, ons sou nie as 'n volk sou nie bestaan het as dit nie vir die protestantse kerkhervorming was nie. So dit is ons wortels. Ek dink weer eens, nie elke boer gaan noodwendig gereformeerd wees nie. Maar die volkskern en die volksidentiteit is gereformeerd. Weer eens, ou moet ook dink aan kollektiewe identiteit. Nee. Jy weet, Nederland het byvoorbeeld 'n verzetstryd teen Spanje gevoer. Die Spaanse owerhede was Rooms-Katoliek en hulle het oor Nederland geregeer. En toe veg Nederland die 80-jarige oorlog teen Spanje. En dan skryf die Nederlandse teoloog, ons is 'n gereformeerde verbondsvolk. En die Nederlandse teoloog sê dit, maar as jy na die sensusopname gaan kyk, was dit 40% van die Nederlanders was gereformeerd. Die ander 60% was nog Rooms-Katoliek geweest. Hulle was die minderheid. Hulle was letterlik die minderheid. En hulle veg 'n oorlog teen Spanje en hulle noem self 'n gereformeerde volk. En die rede was dat die kern en die leierskap van die volk was gereformeerd. En ek dink dit is my uitgangspunt ook wat die Afrikaner volk aanbetref. Ons identiteit as 'n volk is Calvinisties. Weer eens, dit beteken nie elke boer moet noodwendig 'n Calvinist wees nie. Want 'n volk is ook nie net 'n godsdienstige identiteit nie. 'n Volk is 'n etniese groepering met 'n gemeenskaplike afstamming, 'n gemeenskaplike taal, 'n gemeenskaplike kultuur. Daar's 'n verskeidenheid faktore wat van ons Boer-Afrikaners maak. Maar ek dink die algehele identiteit van die volk is dat ons 'n gereformeerde volk was histories en as die Here wil dat ons dit weer sal wees. Ek moet sê ek het eendag in 'n lesing van
professor Oom Andries raad bygewoon. Ek het vir hom gesê ek gaan hom Oom Andries noem. Dit is vir my 'n groter eretitel in die volk as professor en hy's gelukkig daarmee ook een van die eystermanne in ons volk. Maar wat hy toe nou gedoen het is hy het verduidelik die invloed van al die kom ons noem dit nou maar hervormingsvaders wat 'n invloed op ons gehad het en Knox en Zwingli en die lotte dat ons nie streng net kalvinisties is nie. Daar was so baie ander invloede geweest, maar dis nou 'n lang gesprek, jy weet, dit is nou nie iets wat mense nee, wat dit is nou in 5 minute kan sê. As jy kalvinisme noem, dan bedoel ek dit ook eintlik in 'n breë gereformeerde term. Ja. Meer as net baie meer as net Calvin. Ja, nee, ek dink party mense weet nie dalk, jy weet nie noodwendig van al die ander invloede nie. En ons sit hierdie bordjie om ons nek as kalviniste terwyl ons nie heeltemal ons is maar nie heeltemal nie, jy weet dit is Ek self verskil van Calvin op 'n paar punte. Hy's amper onfeilbaar, maar nie heeltemal nie. Ja, nee, maar soos die res van ons is hy ook maar mens. Nee, absoluut. Ook buite gemaak. Adi, ek het jou nou baie langer aangehou as die uur wat ek gesê het en nou sien ek sien hier's 'n klomp ouens wat nou vra en ons gaan dit nie nou hanteer nie. Ek sien daar word gevra oor C.S. Lewis en 'n paar ander goed, maar ongelukkig ons is al hier is amper 7 minute oor ons tyd. Ek het vir Adi gesê ons gaan 'n uur besig wees, so ons moet nog by vraag 3 en 4 uitkom. Ons sal dit die volgende keer. Ek wil nou juist vir die volk sê, dis hoekom ek hierso onder gesê het deel 1. Hierdie was dit gaan 'n gesprek reeks wees. So hou daai vrae, maar julle moet volgende keer asseblief, die eerste keer was dit of die eerste ruk van die program was 'n bietjie dood en nou kom julle met al die lekker vrae. Vra nie volgende program 'n bietjie vroeër die vrae, maar ek dink Adi ons het vanaand so bietjie ek en Johan gesels gewoonlik so 8uur en ons nou bietjie vroeër begin. So ek dink ons het dalk nou die ouens wat 'n bietjie laat ingeskakel het gevang. Maar ons sal volgende keer 'n bietjie vroeër vir die mense sê ons gaan vroeg op wees. Weet ons moes nou vandag ek wou geadverteer het, maar dis nou 'n geneek as 'n ou se jy weet as jy moet werk vir jou brood en dit neek met jou volksake, jy weet so ons kan nie altyd net doen wat ons wil nie. Ek ken die stryd. Ja. Maar Adi, baie dankie dat jy saam met ons gekuier het daar in die Wes-Transvaal. Ons het daarom nou nie oor 'n groot rivier vanaand gekuier nie. So dis lekker om 'n bietjie dit is nou amper ek sit letterlik 'n paar kilometer van die Wes-Transvaal grensie by my, so dis nou amper ek weet dis nog 'n entjie, maar dis amper op my voorstoep Lichtenburg. Nee, dit is hoor jy albei dit was my baie lekker. Maar ons moet die gesprek voortsit. Ek sien I don't know om weer met jou te praat. En baie dankie vir almal wat ingeskakel het. En dis lekker om 'n dokter met 'n baard te hê op baardberaad. Ek moet dit ek het nog gedink jy stryd om in die vermetelheid om op hierdie program te verskyn sonder 'n baard. Ek dal daarom nie na daai vlak nie. Jy weet, ons vergewe Joos net vir sy volksdiens. Maar ja, op daardie noot is dit dan van my kant af soos ouer gewoonte. Alles van die beeste en groente op die plaas.